My liewe boetie en sussie in Christus, weer 'n wonderlike dag wat Abba aan ons geskenk het en ek groet julle weer eens hierso by Kiara Lodge uit Clarence uit en my boodskap vandag is vleestafels van ons hart. My naam Sonja Gerber. Ek wil vir julle sê dat die woord van God in jou hart ingegrafeer wees. Dit moet so deel wees van jou lewe dat die gees van God jou sal lei en geen ander manier sal wees wat jy gelei sal word nie. Moenie die media volg nie, maar volg die gees van God, want hy sal jou lei op die regte pad. Daar is ook 'n gedeelte in God se woord wat hy sê, nie hierdie pad nie, maar gaan daardie pad. So kom ons wees altyd ingestel op Heilige Gees van God. Maar kom ons lees hierso 2 Korintiërs 3. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God, nie dat ons uit onsself bekwame is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God uit. Is jou bekwaamheid uit God uit? Weet jy waar jou krag en jou sterkte vandaan kom? Wanneer jy met mense deel, kan jy ervaar dat die Gees van God deur jou werk om vir ander te vertel hoe lief God hulle werklik het. En as die bediening van die dood met die letter op klippe gegrafeer is, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë gefestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Nou hier wil ek gou blaai vir ons na Exodus 34 vers 27 tot 35. En verder het die Here met Moses gesê, skryf vir jou hierdie woorde op, want volgens hierdie woorde wat het ek 'n verbond gesluit met jou en met Israel. En hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte, en hy het geen brood geëet nie en geen water gedrink nie, en hy het op die tafels die woorde van die verbond, die 10 woorde geskryf, en toe Moses van die berg Sinaï afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in sy hand, het Moses, toe hy van die berg afdaal, het sy gesig geblink, omdat hy met hom gespreek het, halleluja. So die Here het hier met Moses gespreek, en sy gesig het geblink, die mense kon nie na hom kyk nie. En toe Aaron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink, daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Sien, hy was in die heerlikheid van God. Was jy al in die heerlikheid van God, dat mense bevrees was om naby jou te kom? Maar Moses het hulle geroep en Aaron en al die owerstes in die vergadering het na hom toe gekom en Moses het met hulle gespreek en daarna het al die kinders van Israel nader gekom en het hulle alles beveel wat die Here hom beveel het en met hom gespreek het op die berg Sinaï. Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy die sluier oor sy gesig getrek. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom om met hom te spreek, dan het hy die sluier weggeneem totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan om met die kinders van Israel dit mee te deel, het hy die sluier weer teruggesit. Want jy sien, hulle was bevrees om met Moses te praat, halleluja. Ons gaan aan hierso by vers 9. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloediger in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer as dit wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons hierdie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gehad het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Nou gisteraand praat ek en Dani so bietjie, en voordat ons Bybelstudie doen, en hy maak by Daniël oop, die laaste gedeelte, waar Daniël hierdie gesig sien van wat aan die einde van die dag gaan gebeur. En mense, ek weet nie, daar's 'n dringendheid in my siel, wat ek wil sê,
kan jy net tot bekering kom, kan jy jou hart en lewe vir die Here gee. Die tyd is nou. Môre is dalk te laat, ons weet nie wanneer die Here Jesus kom nie. Dis nou die regte tyd dat jy jou hart en lewe vir die Here gee. Kom ons bid en ons vertrou die Here dat hy in ons harte sal werk. Halleluja. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons kom as skuldenaars voor U. Here, ons is skuldig omdat ons sondig is, Here. Sondig van natuur, en ons kom en bid en vra, Here, help ons dat ons tot bekering kan kom, Here, want ons weet nie wanneer U sal kom nie. Wanneer sal die koms van U wees op die wolk om die bruid te kom haal, en gaan ons gereed wees? Here, maak ons gereed, is my gebed in Jesus naam, en elke persoon wat hierdie boodskap hoor, dat hulle ook die erns van die tyd sal besef, en tot bekering sal kom en sê, Here, hier is ek, Here, red my siel. Dis my gebed in Jesus naam. Al die eer kom U toe, Here. Amen en amen.